Ek sal vir die wonderlike naam van Vader, Seun, Heilige Gees. En ek sal vir die wonderlike naam van Vader, Seun, Heilige Gees. Ek sal vir die wonderlike naam van Vader, Seun, Heilige Gees. Ek sal vir die wonderlike naam van Vader, Seun, Heilige Gees. Jy werk afgedraai. Daar sê, vriende, baie welkom by vanoggend se erediens. Ek glo en vertrou met die leiding van die Heilige Gees. Gaan ons almal woord kry wat ons regtig in ons harte kan bewaar. Maar mind jou, elke keer as God vra, as God praat, dan kan ons maar verseker daai woorde in ons hart en ons verstand en alles dra. Ja, weet jy, baie van ons het nou al begin werk, ander van ons gaan begin werk. En weet julle, is dit nie eintlik die regte manier? Nie net om jou week te begin of jou nuwe werksjaar te begin, maar om actually elke oggend te begin. En dit is by God. Want sê Vader nie, soek allereers sy koninkryk. Al die ander dinge sal vir jou bygevoeg word. Sien vriende, sal vir jou bygevoeg word. Sal nie miskien, dit sal. Soek God. Ken God. Vertel hom van jou probleme. Vertel hom van jou bekommernisse. Nou, God weet dit reeds. Maar hy wil dit uit jou mond uit hoor. En weet julle, soveel keer in sy woord, beloof hy ons, dat hy sal by ons wees. Vra my net. Kinders, julle ontvang nie, want julle vra nie. Ek meen, as jou kind na jou toe kom, en hy is altyd net morbied, en hy loop so lang gesig hier rond, vra, wat's fout? Nee, julle doen nooit iets vir my nie. Hoe bedoel jy nou? Julle doen nooit iets vir my nie. Maar het jy al gevra? Nee. Regtig? Ek moet nie morbied wees nie. Dit is nie wat ons soms met Vader doen nie. Ons loop rond met al die bekommernisse en sorge van die wêreld op ons skouers. Maar ons vergeet om te vra om te help. En as ons kwaad vir hom, want hy wil nie help. Dit is nie wat ons doen nie. So ja, vriende. Nou, my tema is, ek het nou al die laaste paar sondae gepraat oor vernuwing, die ou mens af te los, af te trek, uit te skeer, weg te gooi. Al die goed wat jy so aanval, wat jy saam, jou laste wat jy dra, en al die dinge. Want Jesus sê ons, hy kom en hy maak jou heeltemal nie. Hy maak nie halfpad nie. Hy maak jou heeltemal. Hy reinig jou heeltemal.
Weet jy, ons kan so dankbaar wees vir Vader, dat hy nie halfhartig werk soos wat ons soms doen nie. Ons werk ons om klaar te kry. Maar God, as hy werk, werk hy deeglik om dit perfek te kry. Dis nie amazing nie. Kom ons sluit hierdie oor. O allerheiligste almagtige koning van alle konings, Jahweh, Here ons God, Vader, baie dankie. Weer eens vir die geleentheid wat ons kan hê om so om u woord te kan kuier en te kan praat. Here, ek wil u vra, Vader, dat u vrede en u vreugde nou hier sal geskied. Here, laat ons die wêreld daar buite hou waar hy hoort en laat ons absoluut sal luister wat u vir ons wil sê. En ja, Here, laat ons elke keer anders te hier uit sal stap vandag as wat ons hier ingestap het. En ek vra dit in die grootste naam wat ek ken. Dis Yeshua Mashiach. Amen. Vriende, ja, aangesien ons nou 'n mechanic hier so tussen ons het, dink ek gaan hy ook baie baat vind by die straaltjie wat ek gou wil deel. As jy jou kar breek, een van jou kliënte se kar breek, dan gaan jy hom ons nou regmaak. Heeltemal reg maak. Jy gaan hom nie regmaak net tot by die huis kan kom of om die volgende draai. Jy gaan hom regmaak sodat hy ten minste nog 'n jaar of 2 jaar met die ding kan ry. Dit nie. Nou vriende, dan kom ons in die kerk. Nou sit ons in die kerk, maar ons luister nou vir die Here vir daai uur. En dan as ons uit die kerk uitstap, dan stap ons weer in die wêreld in. Vergeet al klaar wat die prediker gesê het, want nou gaan leef ons weer in die wêreld. En dit is dan wat so wanneer jy maak jy jouself dan regtig vol, is jy dan net regtig daai Sondaguur Christen, gelowige, want nou sit jy tussen al die gelowiges. Dan is dit nou maklik om te jubel, te juig, psalms te sing, te bid. Halleluja, amen, yes, love you too, en al die dinge. Stap jy uit, party mense is nog meer gelukkiger. Hulle hou dit tot ten minste Sondag aand. Maar ander mense, ek weet ons almal is skuldig daarin. Kom 8:00, wanneer jy maandagoggend moet inklop, dat jy alles vergeet van die kerk. Alles vergeet van God. Jy is weer terug, daar waar jy was. Voordat jy gedwaai het, is jy weer terug, agter daai lesenaar. Al jou e-posse wat jy moet antwoord. Al die klagtes wat gaan kom. Hoekom het jy nie die, hoekom het jy nie daar? Wat doen 'n mens dan? Jy vergeet wat jy gister in die kerk gehoor het. Jy het vergeet dat Jesus gesê het, ek kom jou nuut maak. Nie net vir Sondag nie. Ek kom jou nuut maak, ek kom jou herstel. Van Sondag tot Sondag. Sondag tot Sondag. Is dit nie hoekom ons kerk toe gaan nie? Is dit nie hoekom ons in gelowiges is nie? Ons gaan mos nie om weer nuut gemaak te word nie. God het dit reeds gedoen. Ons gaan mos net op te vul. Weer op te vul. Dieselfde soos jou kar. Jy kan hom nou vol petrol maak, oor 'n week gaan hy haal wees of leeg. Dan moet jy mos maar weer vul. En dan gaan jy mos net daar los. Dis nie presies wat God doen nie. Dis nie wat ons moet doen nie. Ons moet onsself vervul. Dis hoekom baie mense ook tot op 'n Woensdag 'n Bybelstudie hou en online om weer gevul te word. Ek meen die wêreld om ons en die mense om ons tap so en drein so baie van ons dat ons soms regtig moeg raak, moedeloos raak. Want wat? Maar dan kom Jesus en hy sê in 2 Korintiërs 5:17. Daarom, as iemand in Christus is hy 'n nuwe skepsel. Die ou dinge het verbygegaan. Kyk, dit het alles nuut geword. En vriende, alles nuut geword. Hy het nie net gou vir die carburetor skoon gemaak, hy het hom heeltemal gestrip en geredo en dan teruggesit. Hy kar is vir fuel injection, maar nog steeds die punt. Dis wat God doen. Hy kom, hy reinig, hy haal uit. Sodat jy nie net op 'n Sondag in jou geloof kan leef nie. Op 'n Sondag tussen mense happy go lucky is. Vriende, dit is waar jy jou ware karakter gaan wys. Ek dink op Sondag is ons geestelik. En dan Maandag tot Vrydag, dan wil ons net oorlewing hou. Ons wil net daar uitkom. Ons wil net by Vrydagmiddag kom. Maar dan wens jy so jou hele lewe weg. Maandag tot Vrydag, wat gebeur in between? Is daar nie iets spesiaals wat vir gebeur het nie?
Is daar nie, jy's by jou geliefdes, is nie kosbaar nie, maar jy wag vir Vrydagmiddag. Ek om huis toe te gaan. En dan, jy verloor. Jy verloor. Want onthou, daar's een ding wat kosbaarder is as goud of enigiets. Wat jy nooit weer sal terugkry. En dis tyd. Hoe gaan jy jou tyd spandeer? Op Saterdag wil ons afskakel, wil jy niks weet van die wêreld. Ons my sit hom met voet op silent en gooi hom in die kas. Begrawe hom actually onder die hemde, want jy wil nie eens hoor hoe hy breek. Dat is dit. En dan Sondagoggend kom, dan voel ons nou weer skuldig. O, ja nee, ons gaan klop weer aan die kerk se deure. Ons weer daarin. Kry jy weer so 'n bietjie petrol. Voel jy weer gevoed. En dan is jy weer reg. Net om weer daai selfde fout te maak. Stap jy weer uit. Sien vriende. Dink nou net so daaraan. As God net werk op daardie uur wat jy in die kerk is. Daardie uur wat ons in sy teenwoordigheid is. As hy net dan werk, dan sit hy ook maar terug. Wat dan? Sien, God werk die hele week. God werk elke sekonde, elke dag, oral. Is dit nie ons elkeen se bediening? En dit wat jy Sondag geleer het, aan daardie wêreld wat so stikkend is, te gaan wys nie, te gaan leef nie. Ons almal weet, is dit nie lekker om by 'n werk te kom, waar jou baas altyd jou met oop arms ontvang, en net vriendelik is, en happy is, en ja, daar is probleme, ons almal het dit, maar saam werk mooi deur dit, sonder 'n geskree en 'n gevloek en 'n geskel en 'n geskop. Of gaan jy eers ieder na baas toe, of andersins, daai baas is nou beter as die ander ene, sodra jy jou voete by die deur ingesit het, kom. En ja, dan kom hy aanvalle. Was dit nie wanneer jy vir Jesus vra, Jesus, maar dit is, ek het ons nou gister geleer, u het my nuut gemaak. So u het vir my die vrug van die Gees gegee, en is daai vrug van die Gees nie selfbeheersing nie? Is dit nie liefde en vrede nie? Kan u my vul met dit, sodat ek dit kan oorgee aan iemand anders? En ek kan julle garantie, Jesus sal. Hy sal die oorwinnaar wees. Hy sal jou daardeur help. Maar ja, ons almal is mens. As in Kolossense 3 vers 12 sê vir ons, beklee julle dan met innige ontferming, goedertierenheid, nederigheid, sagmoedigheid en langmoedigheid. Is dit nie wonderlik nie? Bedaar jou siel. En dit sal om jou begin bedaar. Want onthou, as die vyand jou mos nou kry daar waar jy skop en skree en skel, dan is jy ons 'n deel van die wêreld. Want hy klaar gedoen. Hy loop. Stop is dan. As jy mos nou daar sagmoedig, nederig gaan sit en luister en dan met 'n mooi, vriendelike, eerlike, Christelike stem antwoord. Thank you. God bless you. Dan gooi ons net petrol op die vuur. Ons blus dit eerder. Is dit nie dan wat jy in die kerk geleer het nie? Wat jy nie dan nou al klaar, wat jy Sondag geleer het saam met jou werk nie? Dan is jy mos nou Maandag ook gecover onder die bloed van Jesus. Sien vriende, as Jesus jou nuut maak, verander dit hoe jy praat. Dit verander hoe jy teenoor mense optree. Dit verander jou siening. Want Jesus kan. Ek meen, as ons beste voorbeeld vir ons, Jesus Christus was, of is, hoe hulle hom gemartel het, verraai het, geskop, geslak, ek dink daai is 'n goeie rede om kwaad te word, nie? Om regtig jou toys te gooi, nie? Maar wat het hy gedoen? Vleklose lam, sonder om terug te praat vir hom en haar, kruis toe. Dit is nie die voorbeeld wat ons kan volg nie. Hy het dit ons gedoen sodat ons dit nie hoef te doen. Hy het ons kom wys hoe om te leef. Alhoewel dit nie gaan maklik wees. Hy sê ons in hierdie wêreld gaan julle dit nie maklik hê, maar hou goeie moed. Hy het die wêreld reeds oorwin. So vriende, as ons nie hierdie plek beter gemaak nie, as ons nie elke dag beter gemaak nie, wie gaan? Wie gaan dit doen?
As Jesus nie vir my en vir jou gevra het vandag, gaan wees my getuie. Gaan jy in hierdie wêreld in wees my getuie. Ja, Here Jesus, my jong. Hier en daai, ek het ons almal moet verskonings. Maar hy is groter as dit. Hy is sterker as dit. Hy beloof nuwe krag. Steun op hom, vra hom. Soos ek nou gesê het, as jy hom nie vra nie, gaan hy vir jou gee nie. Alhoewel hy weet. Maar hy wil hê ons moet hom vra. En natuurlik dan om hom te vertrou. En as jy dink jy is moeg gemat, jy kan nie of ja, ons eie ekkie wil ons altyd nie. Wil nie. Dan kom Jesus en hy sê vir ons in Jesaja 40 vers 31. Maar die wat op die Here wag, kry nuwe krag. Guaranteed. Staan op God se liefdesbrief. Staan vir ons opgeteken. Hy sal jou krag gee. Hy sal jou nie net ergens heen lei nie. Hy sal jou daardeur lei ook. Hy sal nie vir jou sê, okay, jy's nou hier gaan. Nee. Hy stap saam. Maar die vyand net tot by die deur gaan. Ja, gaan. Hy gooi jou daar in, dan skram hy. Want hy self te bang maak te gaan. Maar ons moet daar gaan. Want ons het mos die krag van die Heilige Gees op binne ons. Hy maak ons nuut. Hy maak ons heeltemal nuut. Hy maak nie net 'n bietjie nuut nie. Soos ek sê, die Heilige Gees gaan ons nou nie in jou kom bly net vir die Sondagoggend nie. Hy wil oral saam met jou heen gaan. En dis die beste vriend om saam met jou te vat. Want hy sal jou nie in steek laat nie. Hy is soos daai kar wat weer gaan breek nie. Hy sal nie. Vriende, ons sien almal 'n Sondag as 'n herstel. Want Maandag tot Vrydag moet ons net oorleef. Saterdag rustig, bytyd. Sondag, o ja, okay, kom ons gaan net 'n bietjie volmaak. Maar dit help jy sit daar en jy gooi R50 se petrol in. Wanneer jy R150 se petrol nodig het. Maak jy heeltemal vol. Maak jy vol met die Gees. Want Vader sê, hy sal jou vul. Hebreërs 10 vers 25 sê, en laat ons onderlinge byeenkomste nie versuim. Dit is mos waar jy jou petrol gaan gooi. Dit is waar jy gaan herstel. Dit is eintlik waar jy moet kom rus. Dis waar jy jou Sabbatrus kry. Die Here se teenwoordigheid. Hy gee jou krag, hy gee jou moed, hy lig jou op, hy tel jou op, hy dra jou wanneer jy te moeg raak. Ons Here Jesus kan. Sien vriende, wat ons op 'n Sondag ontvang, moet ons op 'n Maandag, Dinsdag, Woensdag, Donderdag, Vrydag, Saterdag gaan uitleef. Wat gaan leef ons uit? As jy in God se teenwoordigheid is, as jy in sy woning is, wat ervaar jy? Vrede, vreugde, liefde, harmonie. Dank die Here. Kan jy dit nie elke dag van die week ook uitleef nie? Dit is wel lekkerder om in dit te loop, as wat jy in 'n negativiteit instap. Maar waar gaan ons begin? Waar gaan ons begin verander? Ons het ons laas weer gesê, God verander jou hart. Hy gee jou 'n nuwe een van vleis. En saam met dit, gee vir jou die Gees. En die Gees kom nie alleen nie. Hy bring vir jou 'n geskenk. En daardie geskenk is die vrug van die Gees. Die duiwel kan nie daarteen stry nie, vriende. En weet julle, dit is 'n daaglikse oorgawe. Ja, dis hoekom ons sê elke oggend lees jou Bybel. Bid elke dag, want dit gee jou krag. Soek God se koninkryk. Soek hom eerste. Sê vir hom, maar Here, ek het daai probleem wat vir my wag. Gee my die wysheid om dit te oorkom, te oorbrug, die regte antwoord, die regte tyd. Gee vir my daai rustigheid wat net U kan gee. Hy sal met jou praat. Die Heilige Gees sal jou lei. Ons God is nie 'n God van leuns nie. Romeine 12 vers 1 sê, stel jou liggaam as lewende heilige aan God welgevalle offers. Sien, nuutmaking gebeur nie net by die altaar nie. Dit gebeur elke oggend. Want elke oggend is sy genade mos nuut. Elke oggend. Dit is vir jou te sê, hoor jy, ek gaan my genade vat of ek gaan dit nie vat nie. Ek tel dit op vir God. Dit is mos beter om God se genade te loop en te leef
as om hy bekommerd is en hy swaar en hy swooibrand en hy maagpyn en al hy goed loop. Wie dink nie dit? Hy het ons gereinig. Hy is in beheer. Die duiwel het beheer, maar hy is nog steeds in beheer. Ons kan hom op sy woord vat. Ons kan na hom luister. Ons kan hom vertrou. Hy is 'n God van wonders. Dis my God, jou God, almal se. Vriende, kom ons gaan wees. Alhoewel dit moeilik gaan wees, want hoor my lief, die vyand wil nie vrede op aarde hê. Hy wil 'n getwis hê. Hy wil 'n geskree en 'n gevloek en gebeklei. Hy wil dit hê. Want hy hou self nie van vrede. Ons Here Jesus is een van vrede, vreugde, liefde, sagmoedigheid, lankmoedigheid. Dis ons God. Dis ons God. Ons verander ons denke. Klaagliedere 3 vers 22 sê vir ons: dit is die goedertierenhede van die Here dat ons nie vergaan nie. Hulle is elke môre nuut. 'n Ou kan eintlik daai klaagliedere, daai vers eintlik uitprint en op jou yskas deur of iets sit. Wanneer jy nou daardie moeilike dag gaan ingaan. Lees dit weer. Dan sê sommer Here, laat die vyand onder my voete gaan waar hy hoort. Want hy gaan nie saam met my weg doen. Jy stap in God se vrede en vreugde. Ons herstel elke oggend by sy voete. Ons herstel is nie nodig. Op pad werk toe herstel ons. Want hy is daar om ons te help. En ons kan seker wees daarvan dat God ons nie net gered het vir 'n Sondag. Hy het jou nie net gered vir hierdie Sondaguur wat jy in die kerk is. 24/7, 365 days a year. Elke dag. Dat jy nog asem in jou longe het. Dat hy dit kon doen. En hoe weet ons dit? Die aand voor Jesus se kruisiging. Toe sê hy vir ons, hy sê iets aan die disippels, gee iets vir die disippels. Sodat ons kan herinner word van wat hy gedoen het en dat hy weer op pad is om ons te kom haal. Hy sê vir ons in Johannes 6 vers 53 en ek sê vir julle voorwaar ek sê vir julle, as julle die vlees van die seun van die mens eet en die bloed drink, het julle geen lewe in julleself nie. Hy wat my vlees eet en my bloed drink, het die ewige lewe. En ek sal hom opwek in die laaste dag. Want my vlees is waarlik spys en my bloed is waarlik drank. Wie my vlees eet en my bloed drink, bly in my en ek in hom. Soos die lewende Vader my gestuur het, en ek deur die Vader lewe, so sal hy wat eet ook deur my lewe. Dit is die brood wat uit die hemel neergedaal het, nie soos julle Vader van die manna geëet en gesterwe het. Wie hierdie brood eet, sal tot in ewigheid lewe. Sien vriende, Jesus sê nie hy sal miskien of iets nie. Hy sê jy sal. Maar nou, om die volle seën van die nagmaal te ontvang, is dit nodig dat elkeen hom in die teenwoordigheid van die Here ondersoek, voor hy van die brood eet en uit die beker drink, sodat hy nie 'n oordeel oor homself bring nie. 1 Korintiërs 11:27 waarsku ons en hy sê, wie dan op 'n onwaardige wyse hierdie brood eet of die beker van die Here drink, sal skuldig wees aan die liggaam en die bloed van die Here. Maar die mens moet homself beproef. En so van die brood eet en uit die beker drink, want wie op 'n onwaardige wyse eet en drink 'n oordeel oor homself, terwyl hy die liggaam van die Here nie onderskei nie. En dit is belangrik om net so voordat ons voortgaan, met al jou sorges, jou bekommernisse, dalk het jy iemand nog nie vergewe vir iets nie, om dit nou aan die Here oor te dra en sê, Here, ek spreek almal vry. As jy nog nie jou hart vir die Here gevra het om vir jou te reinig en 'n nuwe hart te gee nie, goeie tyd om dit te doen. Jou eie tyd. Ons gee so 'n minuut. Net jy en die Here Jesus. Soos ek sê, die Here Jesus ken ons elkeen se harte. Hy
weet waantoe ons gaan, hy weet waantoe ons op pad is. Maar hy wil hoor van ons as sy kinders. Al die oorvloed binne my, kom en borrel in my vrou. En die brood wat ons breek, is die gemeenskap met die liggaam van ons Here Jesus Christus. Neem, eet, dink daaraan en glo dat dit sy liggaam gebreek is tot volkome versoening vir al ons sondes. En nadat hy gedank het, het hy die brood gebreek en gesê, neem, eet, dit is my liggaam wat vir julle gebreek word. Doen dit tot my gedagtenis. En die beker van danksegging is die gemeenskap met die bloed van die Here Jesus Christus. Neem, drink, dink daaraan en glo dat sy kosbare bloed vergiet is tot 'n volkome versoening vir al ons sondes. 1 Korintiërs 11:25 sê vir ons, net so ook die beker na die ete met die woorde, hierdie beker is die Nuwe Testament in my bloed. Doen dit, so dikwels as julle daaruit drink, tot my gedagtenis. Want so dikwels as julle hierdie brood eet en die beker drink, verkondig julle die dood van die Here totdat hy weer kom. Vriende, daar is geen God soos ons God wat magtiger, liefdevoller en getrouer is as wat ons ooit kan begryp nie. Mag God vandag ons God wees en mag sy loyale liefde ons lei tot loyale gehoorsaamheid aan die eer van sy naam. O allerheiligste almagtige koning van alle konings, Jahwe, Here ons God, Vader, baie dankie vir hierdie boodskap wat U vir ons kom gee. Dankie Here dat ons kon gehoor het weer, Here, dat U kan herstel, U kan vernuwe. En ja Here, dankie dat ons elke dag kan kom volmaak by U. Dankie Here dat U ons lei, dankie dat U ons beskerm, ons bewaar. Heilige God, U weet wat in elkeen se hart aangaan, U ken elkeen se gebed. En Here, U weet ons. Vader, ons dankie Here dat U nie dit op 'n Sondagoggend hier in die kerk kan werk nie, maar Here, dat U altyd werk. Help ons om so te leef dat ons elke sekonde van elke dag in U heerlikheid kan wees en te kan vertrou en te kan glo dat U by ons is. Die wêreld kan maar kom. Here, soos die woord ook sê, ons maak nie staat op strydwaans en perde nie. Ons maak staat op U groot en heilige naam, Here Jesus Christus. Here, niks meer het ons nodig nie, net vir U. Ook Vader, draak hierdie briefie aan U op. U weet, dis nie skrywer wat U opstaan. En ons sê ook nou, dit is ook afgehandel. In Jesus Christus se wonderlike naam. Dank ek U daarvoor, my God. Amen. Vriende, mag die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God die Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees met julle elkeen. Shalom.